Goeiemôre, liewe gemeente, liewe vriende, hartlik welkom. Ek wil graag vir u 'n gedeelte lees uit Handelinge 17 vanaf vers 16. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die Godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. Maar daar was twee groepe spesifiek. 'n Paar wysgeere, die Epikureërs en die Stoïsyne, het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Vir die woordjie praatjiesmaker gebruik die Grieks die woordjie korreltjie pikker, bedoelende hy vat 'n klomp los idees en dan maak hy sy eie filosofie. Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van 'n vreemde gode is. Hulle het hom na die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te wete kom waar hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Dis die Stoïsyne en Epikureërs. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en gekyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te neem, verkondig ek vandag aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind, want hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid van beelde van goud en silwer of klip gelyk is nie. Dis bloot skepinge van menslike vaardighede en verbeeldings. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Deur 'n man wat hy uitgekies het, as bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding hoor, het hulle natuurlik geloop en hom uitgelag. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog 'n paar ander saam met hulle. Nou ja, ons het hierdie week gaan stem. En die laaste woord daaroor wat ek wil sê is, party is die ultra-linkses, dan staan die gematiges, en dan staan die ultra-regses. Is interessant, in die kerk is dit ook so. Jy kry die happy clappies, dan kry jy die gematigdes, en dan kry jy die ouens wat eenvoudig, as ek dit so mag stel, vere voel vir die kerk. Hulle steur hulle nie daar nie. Is nie vir hulle belangrik nie. Dis vir hulle te veel moeite.
om te gaan aanbid. En dis tragies dat dit besig is om meer en meer toe te neem. En daar is natuurlik verskillende redes daarvoor. Hulle sal sê, ja, die dominee, of hulle sal sê die mense wat daar voor in die kerk sit, of die mense het 'n bepaalde attitude. So daar is baie redes wat die ouens aanvoer waarom hulle dan nou nie kerk toe gaan nie. Dit daar gelaat. Paulus is in Griekeland, in die stad wat baie interessant is. Ek wil tog vir u 'n foto wys van waar hy hierdie toespraak hou. Ek sal sien as jy kyk na die foto, ek hoop jy kan redelik sien, sal jy sien, daar is die Parthenon. Daar's 8 pilare aan die voorkant en dan 17 pilare aan die ander kant, wat hulle in die 5de eeu het hulle die Parthenon gebou. Pragtige tempel. Opgedra aan die godin Pallas Athene, wat ook daar aan die agterkant 'n beeld het met 'n spies in haar regterhand. En hulle die pilare ingevoer van Italië af. Dan sal jy sien hier aan hierdie kant is die Areopagus, die tempel waar Paulus gepreek het en die mense toegespreek het. En dan laer af hieronder is die Agora of die markplein. Nou die markplein was daar nou oral stalletjies, maar tussenin was daar marmerstrate gewees wat nou lei na die verskillende tempels toe. En daar het die mense aanbid en daar was ook dan die plek waar klomp altare was gewy aan onbekende gode of aan hulle bekende gode, maar vir Paulus was dit onbekend. Daar was dan ook die een altaar gewy aan die onbekende God. Ons sal net en daaroor praat. Dis interessant dat in daai heuwel, die Parthenon beteken eintlik die hoogste tempel, wat op die hoogste gebied van die stad is. En daar was verskeie ander tempels, kunstige bouwerk, pragtig, volmaakte bouwerk, wat dateer hier in die 5de eeu het ek gesê. En bo op die tempel was die standbeeld van hierdie Pallas Athene, die godin van wysheid. En die Agora het ek klaar vir u gesê, dit was daar aan die onderkant gewees, en daar het Paulus nou rondgeloop en al die dinge gesien. Die stad Griekeland was natuurlik bekend vir sy skrywers, vir sy digters, vir sy skilders, vir sy beeldhouwerk. Die stad was absoluut bekend vir dit gewees. Vandag nog as jy daar kom, sal jy sien dat die beeldhoukuns is heel besonders. En daar is pragtige skilderye. Dan was daar ook natuurlik, die stad was bekend gewees vir filosowe soos Sokrates, Plato en Aristoteles. Baie bekende filosowe. Was ook bekend vir digters. Athene was 'n toonbeeld van pragt en praal en krag. Die stad is op 'n stadium vernietig met oorlog, maar die mense het dit redelik herbou. Jy kan nog so 'n bietjie van die goed sien, maar dit is redelik herbou. Wat eintlik belangrik is dat Paulus sien dan nou die altaar gewy aan 'n onbekende God, en hy sê vir die mense, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. So hy probeer hulle aandag kry. Hy sê, maar ek sien ook jy's 'n altaar gewy aan 'n onbekende God, en oor hierdie onbekende God wil ek vandag met julle praat. Want hierdie God hoef jy nie voor kos te gee nie.
Hy sorg eintlik vir die mens. Jy hoef hom nie toe te maak met 'n dakkie nie, want die ouens het dit gedoen. Want hierdie God kan nie nat reën nie, hy gee die reën. Hierdie God hoef jy nie te onderhou nie, hy onderhou ons. Hierdie God aanbid ek. Dis wat Paulus vir hulle wil sê. En dan sê Paulus, hy is nie van ons afhanklik nie. Ons is van hom afhanklikheid. En hy bestaan van ewigheid af tot in alle ewigheid. Sy bestaan is nie maar 'n kortstondige bestaan vir 'n rukkie nie, en dan word hy begrawe en 'n altaar vir hom gebou waar daar geoffer word nie. Hy lewe van ewigheid af tot in alle ewigheid. Hy is die skepper van hemel en aarde. En nou praat hy met hierdie twee partye, die Epikureërs en die Stoïsyne. Nou die Epikureërs was net ingestel op die nou. Hulle het nie omgegee oor een dag en vorentoe. Hulle het vere gevoel vir ander mense. Hulle het net aan hulle self gedink, net vir hulle self omgegee. Die nou was vir hulle belangrik. Daarom was hulle geweldig materialisties ingestel gewees en plesier soekers. Want nou is die tyd. Is dieselfde vandag. Die Stoïsyne is natuurlik weer die ouens wat gesê het, ons lê klem op die logos, op die denke. Onthou jy laas Sondag het ek met die gepraat en die filosoof aangehaal Richard Niebuhr, wat ook gesê het, ek dink, daarom is ek. En toe het ek gesê, dis baie gevaarlik, want as daar distorsie kom in jou denke, dan begin jy allerhande snaakse goed dink, en jy glo dit naderhand, en jy gaan van die pad af. Hierdie ouens het ook staat gemaak op die denke. Dis vir hulle alles. Hulle het alles beredeneer en alles ondersoek, en met alles fout gevind, en hulle was eintlik net tevrede met hulle self. Jy kry sulke mense maar vandag ook. So hierdie twee groepe verteenwoordig, dink ek, ons samelewing. Ouens wat lewe vir die nou, die materialiste, die plesiersoekers, en tweedens ouens wat met die denke alles probeer beredeneer en uitredeneer, en op die ouend is net hulle reg. En so is Paulus dan besig om met hulle te argumenteer, maar die oomblik toe Paulus vir hulle vertel van, hy glo in 'n God wat kom sterf het en opgestaan het en opgevaar het na die hemel, tot hulle hom uitgelag en hulle het weggestap, en twee mense wat sy name genoem word, 'n man en 'n vrou, het in hom geglo en 'n paar ander het hom gevolg. En daarom wil ek bietjie skuif na die boek van Alvin Toffler toe, Future Shock. En hy sê ons lewe in 'n throwaway society. As iets nie werk nie, dan los jy dit. Jy gaan koop iets anders. En dit werk deur dan verhoudings. As 'n verhouding nie lekker werk nie, dan los ons mekaar. Ons probeer nie regmaak nie. En die ergste van alles is, en as ons mekaar gelos het, ons was dalk 'n klompie jare saam, maar as ons mekaar gelos het, dan maak ons mekaar verskriklik sleg. So tragies, né? Is geweldig tragies. Is hartseer. Dis die throwaway society. Van ek het jou nie meer nodig nie.
Jy beteken nie vir my eintlik iets nie, ek kan lekker sonder jou klaarkom, ek sal iemand anders kry wat ek kan waardeer. Jy weet, Alvin Toffler het onder andere bevind, dat net 1% mense, net 1%, stel belang in die ewige lewe. Ander mense vra nie daaroor nie, stel nie belang nie, steur hulle nie daar nie. En meeste mense het hulle eie godsidee. Hulle eie godsidee van, en dit lyk vir my, die godsidee is dat God is 'n liewe oupaatjie, wat jy so op jou knie sit en dan sis jy hom so bietjie as jy hom nodig het, as jy klaar is, dan bær jy hom in die kas. Hy is onskadelik, maar wat vir jou belangrik is jou selfoon en jou rekenaar. En die liewe oupaatjie is nie vir ons belangrik nie. Want kom ek vat 'n voorbeeld. Hoeveel keer hoor u dat die naam van die Here uitelik gebruik word? En wat doen ons? Ons druk ons ore toe, ons sê niks daarvan nie. Want ons wil nie ongewild raak nie. Ons wil nie ongewild raak nie. Maar in die laaste tyd lyk dit vir my, raak die kerk belangriker as God. In die NG Kerk is daar 'n groot skeuring aan die gang. As oor die 100 gemeentes wat al besig is om weg te beweeg van die NG Kerk af, oor hulle eie redes. En ek sê nie hulle is verkeerd nie. Hulle doen dit om goeie redes, omdat hulle sien, daar's fout met die NG Kerk. En ek het al ervaring van hierdie ouens. Liefde, vergifnis, uitreik na jou naaste, omgee, bestaan nie. En is dit nie wat die Here Jesus ons kom leer het nie? Bestaan nie. So die ongehoorsaamheid aan God word vervang met gehoorsaamheid aan die kerk. Terwyl God is die hoof van die kerk en Christus is eintlik in die hoof van die kerk. En ek dink hy moet trane stort oor die manier waarop kerkmense mekaar afkraak, beledig en verkleineer en so aan. En daar's baie goeie argumente wat ouens aanvoer hoekom hulle in die kerk toe gaan nie, daai dominee. Maar hulle ken nie die feite nie. En hulle maak 'n paar stories op. Of daai mense wat daar in die voorste gestoelte sit, hulle ken hulle nie eers nie. Maar dis maar maniere wat hulle gebruik om argumente aan te voer waarom hulle dan nou nie kerk toe gaan nie, om hulle self te regverdig. Dan kyk, is baie moeilik vir mense om te sê, ek is jammer, ek is verkeerd. Ek moet my lewe in orde kry. Ek was gisteraan by huisbesoek by 'n tannie gewees wat gesê het, dominee, die Here is vir my so goed. Sy is alleen, sy is al oud, maar die Here is vir my so goed. Ek is so gelukkig om hom as my vader te hê. Dit is so mooi. Ek dink wat besig is om te gebeur, is ons kry floating believers. Floating believers. Die Gallup-studies het gesê, die grootste probleem wat ons deesdae kry by mense, is eensaamheid. En baie van ons weet dit.
Dis bitter sleg om eensaam te wees. Dis bitter sleg. Jy voel jy wil baie keer teen die mure uitklim. Want dit is beter om saam te wees en saam dinge te geniet. En wat ons waarskynlik nodig het, is weer 'n longing. Dat ons as gelowiges weer dinge saam doen en saam aanpak en saam staan. Ja, saamstem. Paulus wou probeer om hulle idees te verander, maar hulle wil nie. Hulle hou nie van die idee wat Paulus vir hulle vertel van die onbekende God nie. Kom ek vertel jy 'n storie van 'n dogtertjie wat begrawe is. En die begrawe is nie wat ernstig in die hospitaal gelê het wat siek is. En toe stuur iemand vir hulle 'n bos blomme, maar die vroutjie wat die bos blomme gaan aflewer, vat toe 'n kaartjie, want die dogtertjie het gely aan leukemie. En sy skryf op die kaartjie, ek het ook leukemie gehad toe ek 7 jaar oud is, en die Here het my gesond gemaak, ek is nou 27. En die dogtertjie in die hospitaalbed het half so vervelig en verveeld gekyk na die bos blomme, maar skielik sien sy toe die kaartjie en sy vat die kaartjie, en toe sy dit lees, toe verhelder haar gesig. Toe kom daar moed. Toe snak sy as te ware na asem. Ek wil vir jou vra, wat laat jou snak na jou asem? Is dit jou verhouding met die Here? Is dit jou verhouding met Jesus Christus? Ek vra net. Maar jy moet daaroor dink. Kom ons bid saam. Here, baie van ons, en met almal van ons gebeur het, dat ons lou raak en koud raak en afvallig raak. En help vir ons dat ons weer ons verhouding met U in orde sal kry. Ons klim in ons motors en ons gaan stem. Maar ons stem nie meer vir Jesus as die hoof van die kerk nie. Ek bid ook vir mense by ons wat siek is. Ek dink aan Stoffel wat elke dag sy vroutjie Adele en sy suster besoek. Wat baie tyd en krag en energie van hom verg. En deursettingsvermoë wees met hom. Ek dink aan Nelia wat baie siek is, wat kanker het, ons bid al so lank vir haar, maar sy is nou opgeneem vandag in ICU, of gister in ICU opgeneem, en dit gaan regtig nie goed met haar nie. Haar man het ook 'n besering, hy is in Flora Hospitaal, ons dink ook aan hom, maar dit gaan met hom beter. Ek dink aan Grieta wat kanker het en wat ook hierdie lighooftigheid ervaar, dat hy met haar ook sal wees en haar sal genees, Here asseblief. Ek dink aan tannie Susan Esterhuizen, wat regtig siek is. En hulle sê, sy kan nie eers meer hospitaal toe gaan nie, want daar's te veel aansteeklike siektes in die hospitaal. Wil U regtig vir haar gesond maak asseblief, sy sukkel al baie lank met haar gesondheid. Ek dink aan tannie Anna Keuler, wat hierdie hoë dosisse kortison gebruik vir haar longe, dat U ook vir haar sal gesond maak asseblief, Here.
lê u hand op haar en hou haar styf vas. Tannie Annie, wat ook 'n probleem het met haar been, ek het hierdie week haar besoek en regtig lekker gekuier, wil u ook vir haar krag gee en vir haar help. Ek dink ook aan Tannie Susan Besuidnout, wat ook maar haar op en afset, wil jy met haar ook wees. Ek dink aan Zirk, wat sy verloofde hierdie week verloor het, wat laas Saterdag sou trou, en toe sit 'n begrafnis. Dat die daai familie ook sal troos, en hulle sal naby en nader bring aan u, o Here. Ek bid, Here, dat u sal wees met baie mense wat sukkel tussen die grense van einde en amen, met allerhande skeet. Ek dink aan Irma, wat ook sukkel met haar sig. En so is daar baie mense wat regtig sukkel in die lewe. Wil jy met almal wees? Ek dink aan 'n ma en haar seun wat deur 'n geweldige krisis gaan, dat u vir hulle krag sal gee vir elke dag, dat u hulle sal ondersteun, dat u vir hulle moed sal gee en hoop gee vir môre en oormôre. Geef hulle daai innerlike krag, o Here, en die geloof in Jesus, dat u hulle sal bewaar. Vergewe ons sondes, ons bid dit in u naam. Amen. Ontvang met biddende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees wat in ons werk met jou en met my wees. Amen. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi week vir u wees, en ek vra u weer, wat laat u regop sit? Totsiens.